Armand Olivier van Dynamica Finansiële Dienste is terug by Marula Media se ateljee. Baie dankie en ons gesels vandag 'n bietjie oor kostes. Nou, dink jy het baie geld nodig om te begin belê? Dalk hou hierdie oortuiging baie mense terug. Armand, wat is jou mening as mense sê maar dit kos te veel om te belê? Absoluut hou dit mense terug. Ek dink daar's 'n persepsie in die mark dat dit baie duur is. Maar 'n mens moet eintlik die werklike koste gaan meet oor, jy weet, wat dit jou gaan kos as jy nie 'n adviseur sien nie, wat dit jou gaan kos oor 'n tydperk. Want onthou, jy het kundige raad nodig. Ons by Dynamica is beleggingsspesialiste. Jy weet, dit is 'n professie, soos enige ander professie, en 'n mens moet vergoed word daarvoor. So ja, kostes gaan daar altyd wees. En onthou, om 'n volhoubare maatskappy ook te hê, moet 'n mens kostes hê, jy weet, ongelukkig. Maar 'n mens moet net uit die hoek uitkyk daarvan oor wat dit jou gaan kos en hoe duur dit eintlik gaan wees as jy nie in die begin vir jou 'n kundige adviseur kry nie. So gepraat van duur, baie mense sê ook dit is te duur om te belê. Is daar so iets soos 'n minimumbedrag wat jy nodig het om te kan belê? Daar is minimums op sekere produkte, maar onthou, mense hoef nie skatryk te wees om geld te belê nie. Spaar is ook belê. Jy weet, as jy begin spaar, is dit ook 'n belegging. Jy weet, so nee, ek dink daar's 'n persepsie dat dit, jy weet, ongelooflik duur is en jy moet skatryk wees, maar nee. 'n Mens moet iewers begin en 'n mens moet dan nou werk na 'n doel toe waar jy nou, jy weet, gaan eindig eendag. So nee, definitief moet 'n mens nie, jy weet, uit daai hoek daarna kyk nie. Terug by die beleggingskostes, hoe word dit deur finansiële owerhede gereguleer? Definitief word dit gereguleer. Ons moet onthou dat dit beteken dat omdat dit gereguleer is deur die finansiële owerheid, beteken dit dat ons kliënte kan beskerm en in belange van die kliënt optree. En as 'n mens, jy weet, praat van kostes, moet dit dan ook billik wees. Jy weet, 'n mens moet nou nie, jy weet, buitensporige kostes aangaan om dit te doen nie. Maar markverwante kostes, absoluut. So ja, dit word gereguleer en dit beteken dat 'n goeie adviseur nie sommer 'n kliënt kan uitbuit nie.